Goeiedag geliefdes. Vandag wil ek 'n teksie aanhaal wat ons almal al baie jare ken en wat ons baie noem en lees en ons dink ons verstaan alles wat in die skrif staan. Maar geliefde, ek wil u net sê, 'n mens moet leer tussen die lyne lees. Want om tussen die lyne te lees, moet jy geestelik sien en verstaan. Geliefdes, die Bybel is geskryf om die siel vry te maak van die vleeslike denke. To separate the soul from the flesh. Om die lig van die duisternis te skei. En ons harte is vlees. En vlees is dood, geliefde. Daarom wil ek baie ernstig 'n versoek aan u rig. Om uself te ondersoek en te kyk wat is reg en wat is verkeerd. Moenie net gaan en luister wat almal u sê en dit alles net opeet nie. Dit kan u ewige lewe kos, geliefde. Daarom, geliefde, wil ek bietjie dieper in die evangelie ingaan van die Bybel, om die geliefdes te wys dat hierdie dinge is alles geestelik. Want, geliefdes, ons moet onthou, Lazarus en die ryk man, en die barmhartige Samaritaan, en Jesus en die vrou by die put, en Jesus saam Petrus wat op die water loop. As Jesus 'n natuurlike wese was, dan moes hy natuurlik op die water geloop het. Hy moes natuurlik 5000 mense gevoed het met 5 brode. Hy moes natuurlik uit 'n maagd gebore was wat niemand aan geraak het nie. Ag geliefde, en hulle sal vir jou sê, o, maar God is so almagtig, hy kan dit doen. Hoekom kan die Here van vandag dit nie doen nie? As die Here van vandag die kerk is, hoekom kan ons nie 'n maagd laat verwagting word nie? Want ons het mos nou die mag. Ons is nou, soos hulle sê, Jesus is nou gekruisig, toe het hy in ons ingevaar. Maar dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, Jesus het opgevaar en hulle het hom gesien gaan. So dis alles geestelik, geliefde. Dis nie hierdie oog wat ons gebruik nie, dis die geestesoog. Dis nie hierdie vlees waarna die Bybel verwys nie, dis die vlees van die verstand wat moet sterwe. En daarom gaan ek u wys en u waarsku om te pas op vir net goeie praatjies en liefde wat hulle noem liefde, om mekaar net lief te hê en jy land in die hel. Kom ons lees Lukas 10 van die 30ste vers, en Jesus antwoord en sê, 'n sekere man het afgegaan van Jerusalem na Jerigo. Jerusalem. Nie 'n natuurlike Jerusalem nie, geliefde, die stad van Dawid, Jerusalem, die moeder van ons almal. Hoe is Jerusalem die moeder van ons almal? As dit 'n geestelike saak is, dan is dit mos 'n geestelike kind wat gebore was in 'n geestelike stad, Jerusalem. Jerusalem, die doder van die profete. So ons moet baie versigtig wees vir Jerusalem, al is dit die stad van Dawid, geliefde. Want dit is waar die Jode vandaan kom, wat Jesus vervolg. Dit is waar Saulus vandaan gekom het, met sy briewe, om die volk van God te vervolg. Nie natuurlike briewe nie, geliefde. Dit wat ek by my oorgestelde kry, skryf hy op my hart. En hierdie apostel Verster, of hierdie broer so, of priester so, wat weggegaan het van ons denominasie af, hulle is van die duiwel. Nou kry ons die briewe wat ons kom vervloek. Met ander woorde, die oorgestelde sê vir jou, gaan sê vir daai broer, of daai onderdiaken, of daai priester, hulle moenie meer kerk toe kom nie. En dit is Jerusalem, geliefde, by die kerk. So, dis alles geestelike dinge die. So, hy het van Jerusalem na Jerigo toe gegaan, afgegaan. Hy het afgegaan, met ander woorde, van bo na onder, van 'n hoër sienswyse na 'n laer sienswyse, van 'n hoër hemel na 'n laer hemel, van gees na vlees. En daarom, hy is deur die rowers oorval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. Geliefdes, nou hierdie barmhartige Samaritaan, hy het nou gegaan en het die wyn en die olie en die verbande gehad. Die liefde, die Heilige Gees en die evangeliewoord. Nee? Toe kom hy nou en hy draai die verbande om, kykie wat sê hy, en na hom gegaan, sy wonde verbind en olie en wyn daarop uitgegooi. Hoe doen jy dit? Jy sit eers die wyn en die olie daarop, dan sit jy mos die verbande op. Hy het dit nie gedoen nie. Hy het eers die verbande omgesit, toe gooi die wyn en die olie daarop uit. Nou, eerstens, geliefde, ons sien nie die foute of die tekortkominghede van ons geliefdes nie.
Ons draai eers die verbande om. Selfs om ons eie oë, nee, die liefde maak ons blind vir die ongeregtigheid. En daarom gaan ons na ons broer toe en ons draai daai verbande om en ons gooi die wyn, dit is die Heilige Gees, die waarheid en die evangelie woord. Die opoffering ook is die wyn, nee, daai bloed wat ek stort, die beker wat ek drink. En dit is die ware avondmaal, geliefde. Om 'n sakrament te gebruik met die wyn drink of die druiwesap en die broodjie eet, dis nie die sakrament nie. Dit is nie om op te offer nie. Almal gaan diens toe aan die einde van die maand en dan sal so baie lede en ons gaan nou avondmaal gebruik. Julle voel julle self, geliefdes. Jy gaan deur om jou geliefdes te help, daardeur stort jy bloed. Daardeur. En nie dat dit vir jou 'n werk moet wees, die geliefde, nie dat dit stort bloed is nie. Jy wil dit doen, jy wil aan die kruis wees, jy wil geesteliker word, jy wil 'n instrument wees waardeur God werk. So daarom al hierdie dinge is geestelik. Maar wat ek nou vir u wil wys, geliefde, ek wil net vir u lees uit Matteus. Moenie julle skatte bymekaar maak op die aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe nie inbreek en steel nie. Nou het ons nou net gelees, hulle het hom oorval en hulle het sy besittings by hom weggeneem. En dit staan in baie plekke in die Bybel. Hulle het sy kleed gevat. Nee. Wat is daai rowers, geliefde? Dis daai vleeslike gedagtes. Want almal dink, hulle is die barmhartige Samaritaan. Almal dink, hulle het die wyn en die olie en die verbande. Almal dink dit. O, ons gaan nou almal red. Maar hulle sit met vleeslike denkes, geliefde. Hulle maak nog skatte op die aarde bymekaar. En as hierdie gedagtes kom, as die geliefde iets sê, die oorgestelde sê iets, of die apostel sê iets, of die diaken sê iets, of iemand sê, nou wil ek nie meer hier wees nie, nou gaan ek nou weg. Dis die rowers wat jou oorval, want jou skatte, geliefde, is op die aarde, in jou verstand. Jy dink, God het jou nodig. Jy dink, God het hierdie liggaam nodig. En dit is mos die nuutste belering by sommige denominasies, wat eers so geestelik was. Nee, God het jou nodig, want jy gee jou liggaam as 'n redelike offer. Nee, geliefde, jy kan God niks offer nie. Deur die genade van God het hy jou gekies en praat hy deur jou. Onthou dit. Jy kan God niks gee nie. Die vleis, die gees wat in jou geskep is, die Christusgawe, ja, hy sterf. Hy word geesteliker, want hy vaar op. As jy die seun word, dan gaan jy kruis toe. Nou sterf jy dag vir dag. Maar, geliefdes, daai afsterwe is nie die afsterwe om kerk toe te gaan 7 dae 'n week nie. Onthou dit. Om te leer wat God werklik is en die vleis te oorwin. Dit is wanneer jy skatte in die koninkryk bymekaar maak. En dit was die fout met die geliefdes wat in Jerusalem was. En dan kom iemand en hulle sê iets wat hulle harte nou seermaak, of hulle val nou langs die pad, want hulle wil nie dit hoor nie. Dis vleis, dis ego, geliefde, en dis by ons almal. Ons dink ons weet. Ons dink ons verstaan, ons dink ons is in hoër hemel opgevaar. Maar ons maak vir ons skatte op die aarde bymekaar, as iemand ons te nakom, wat ons dink ons kom, geliefde, wat is God? 'n verterende vuur. Hy sê, maar ek het julle gedoop met melk, want die dinge van die groot man het julle nie verstaan nie. Daar's 2 dope, daar's die een van Johannes en daar's die een van Jesus. Ek doop julle met water, maar die een wat na my kom sal doop met die vuur en die Heilige Gees, die waarheid laat jy gaan sterwe. Die waarheid dat jy moet kruis toe. Jy gaan God lief hê en jou naaste soos jouself. En daardeur sal jy sterwe. Dis om die kruis lief te hê, geliefde. En daarom waarsku ek u vandag, moenie almal dink julle is die barmhartige Samaritaan. Want as iemand vir julle iets sê wat julle nie wil hoor nie, en dis te geestelik vir julle, die Bybel kan nie heeltemal geestelik wees nie. Wat gaan dit jou baat? Om iets te lees van 'n Paulus of 'n Saulus of 'n Jesus of enigiets natuurliks. Dis wanneer jy skatte op die aarde bymekaar maak, geliefde. Want jy dink jy weet. Maar as jy sien, hy sê, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel en waar diewe
nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is, daar sal julle harte wees. Waar is jou skat? In die kerk tussen die mense, of by God in hoër hemele, waar die vleis nie meer in jou kan vat nie. As iemand vir jou iets sê, dan dink jy, "Haai Here, vergewe hulle. Hulle verstaan nie hierdie goed nie." Nee? Dit is om jou skatte in die koninkryk, daai goud, die waarheid, daai liefde, die silwer, daai edelgesteentes, die profeet. Dit is by God. Dis hoër as wat die vleis kan bykom. En daarom sê hy, die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? As jy dink jy verstaan, as jy dink jy ken hierdie goed, en jy verstaan dit op 'n natuurlike manier soos 'n redelose dier van die veld, volgens Judas 1, geliefdes, is jy verlore. Niks is vleeslik nie. Alles is geestelik. Die Bybel is geskrywe om jou weg te neem van hierdie wêreld af, in hemelse plekke, die nuwe Jerusalem, die moeder van ons almal. Maar nie die moeder van almal nie, geliefdes, net daai wat geestelik gebore is. Net daai wat opvaar in hemelse plekke, wat verstaan dat hierdie is 'n boek wat ek moet gebruik om vry te word van hierdie wêreld. Ek wil nie sien hoe goed was Petrus en hoe goed was Paulus en hoe goed was Saulus. Ek moet dit word. Ek moet die seun van God word. Ek moet my kruis opneem. Ek moet hom volg. Ek moet die pad loop van die dood. En dit, geliefdes, alles gees. As ek enigiets natuurlik vat, dan maak ek skatte op die natuurlike aarde bymekaar. Nie hierdie aarde nie, geliefde. Hierdie liggaam, die natuurlike, en hulle sê die natuurlike tabernakel wat sterwe en terugkeer aarde toe. Geliefde, dit is nie hierdie liggaam waarna die Bybel verwys nie. As die Bybel verwys na vlees, dan verwys hy na die vleeslike verstand, die denke van die mens. Dit is waar die aarde is. Want in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En Adam is uit daai aarde uitgemaak. Nie 'n natuurlike Adam nie, God se gelykenis, geliefde. En daarom het ons ook 'n aarde ontvang, waarop daar gesaai word, en hierdie geestelike sienswyse kom uit daai aarde uit. Hierdie Jesus kom uit daai aarde uit. Hierdie sienswyse kom uit daai aarde uit. En daarom, geliefde, dit wat in vlees is, moet teruggaan na die aarde toe. Dit wat uit die aarde is, moet terug. Nie hierdie nie, die Bybel verwys nie na hierdie nie. Hier is die gees, hier is die vlees, hier is die aarde, die saaier het uitgegaan om te saai, en sommige van die saad het langs die pad geval, sommige het is in die dorings geval, sommige goeie aarde geval. Dis die aarde waaruit ons geskep is, en dis waar die Bybel begin, geliefdes. As jy dink aan 'n natuurlike Jesus, of jy word geleer dat Jesus 'n natuurlike mens was, kom weg, geliefde, jy's in die dood. En daarom, geliefdes, ek doen hierdie dinge om u te waarsku. Want as jy uit die vleis uitgaan en jy wag vir iemand om u die rus in te stuur, dit gaan nie gebeur nie. U moet nou in die koninkryk wees. En as daar nie iemand is wat van bo kom en u oplig, soos Jesus gesê het, ek gaan na my Vader, maar ek kom terug en ek gaan julle bring waar ek is. So vaar ons ook op as ons geestelik geword het, en dan kom ons terug en ons vat ons broers en ons susters en ons lig hulle op, ons leer hulle om in daai hemele in te sien. So oorwin hulle die vleis ook op die kruis, om God lief te hê, en ek hou nie vas aan niks nie, want Maria is die undefiled mind. Dit is die mind wat niks anders wil hê, behalwe Christus nie, die waarheid, geliefde. En daarom wees versigtig, geliefde, moenie dink, jy is die barmhartige Samaritaan, as jy eintlik die een is wat vleeslik dink nie. Die een wat heeltyd seer kry as iemand jou nie groet nie, of die een wat seer kry as iemand nie vir jou iets sê nie, of iemand sê iets. Dink u, geliefde, dat die duiwel is nie in die kerk nie, of tussen die mense nie. Daai vleeslikheid is altyd daar, van die begin af, is die slang in die paradys, en hy's nou nog daar, daai een met die volktang, nee, hy praat so voor jou, en agter jou steek hy jou met 'n mes in die rug. Hy's nog steeds daar, geliefde. Want dan eet jy van die boom, kennis goed en kwaad. Dan moet jy geestelik word.
En nou as jy die waarheid leer, nou wil jy sterwe, nou sê jy nee, ek wil niks meer hiermee te doen hê nie. Geen mens kan dit doen nie. Is dit nie wat die disippels ook gesê het? Toe hy sê, as jy nie my vleis eet en my bloed drink, het jy nie deel aan my nie, het jy nie lewe in jou nie? Dis harde woorde, wie kan daarna luister? Nee, my oorgestelde, of my apostel, of my priester, of diaken, moet net mooi dingetjies vir my sê. Hoe lief is ons vir mekaar, en hoe mooi is ons met mekaar, en mekaar aan die handjie vat, en in die hel intrek. God is 'n verterende vuur, geliefde. En God oordeel jou nie. God bring net die lig en dit oordeel jou, want jy wil dit nie hoor nie. Want nou weet jy, jy moet geestelik word. Geen mens kan dit doen nie. Nee, ek gaan liewer 7 dae kerk toe, na die denominasie waar ek is, en my priester weet, en my oudste, en my opsiener, en my apostel weet, ek is op my plek. Jy's glad nie op jou plek nie, geliefde. Jy's verdwaal. En daarom sê ek vir jou, moenie dink, jy's die barmhartige Samaritaan, maar jy's die man wat gaan val. Want jy wil altyd geliefkoos word. Jy wil altyd gedoop word in watertjies en melkies. Nee? En as jy uit die vleis uitgaan, en jy gaan nie die rus in as jou priester of jou opsiener jou instuur nie, wat gaan jy sê? Jy het my beloof. Wat dink jy gaan jy sê, geliefde? As jy nie die koninkryk van God is nie, want jy moet nou die koninkryk van God bereik. Ek moet jou oplig in die koninkryk van God, sodat as jy jou liggaam verlaat, gebeur daar niks. Jy is net klaar in die koninkryk en jy gaan net op. Maar as jy nou in die hel is, as jy nou vleeslik is, want hy sê in Romeine 8, die wat vlees bedink is die dood en vyandskap teen God, geliefde. Ek weet nie wat verstaan die mense nie. Dis vyandskap teen God om vlees te bedink. As jy sê Jesus was 'n vleisvat, bedink jy vlees, jy bedink die dood en jy is die vyand van God. Wat is so moeilik om daaraan te verstaan? So dis wat ons moet leer, geliefde, en dit is die waarheid wat die mense verwerp. Hulle wil dit nie hoor nie. Nee. Dis te veel. Net dit wat my oorgestelde sê, of dit wat my dominee sê, of dit wat my pastoor sê, daar wil ek wees. Dit gaan ek doen. Dit is 'n defiled mind, geliefde. Dit is iets wat verkrag het. Dis iets wat kinders het by ander. Maria is undefiled. Al wat daar gebore word, is Jesus. Die waarheid, die weg na God toe. Geliefde, ons sal aangaan nie meer. Ek's baie jammer dat ek so min Afrikaanse video's maak. Ek's ontsaglik besig, maar ek sal nog maak. En ek wil net hê jy lees tussen die lyne, geliefde. Moenie dink aan hierdie nie, dink aan hierdie, want as jy uit jou liggaam uitgaan, gaan jy presies weet waar jy nou is. As jy in 'n vleeslike gedagte en vleeslike toestand is, gaan jy nog steeds sal wees. Jy's in die hel, vyandskap teen God. Maar as iemand jou kan oplig en jou kan wys die weg deur die boek wat geskryf is op die vleestafels van die hart, jy moet die een lees wat van God gestuur is, geliefde, want net hy kan jou daar kry. En as iemand sê, Jesus is 'n vleisvat, Paulus is 'n vleisvat, Genesis 1 was natuurlik, los dit. Jy sal die koninkryk van God nie ryk nie. En ek vertel u die waarheid, geliefde. Geliefde, alles is geestelik, alles is evangelisties. Dit is die weg, Christus, geliefde. Die OHK, PPK, Pinkster Protestante, die Katolieke is nie die kerk nie. Christus, die weg na God toe, om die siel vry te maak van die vlees, dit is Christus. Christus het nie 'n naam nie, sy naam is wonderbaar, ewige Vader, vredevors. Dis wat hy is. The Savior, die redder, the anointed, Jesus Christus. Dankie, geliefde, God seën u.